Goeiedag, broeders en susters en almal van julle wat saam luister vandag weer. Ons gaan weer verder in ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, ek het vir vandag hier 'n vraag en die vraag sê, jy weet al ervaar, jy's in die woord, jy's in die Bybel, maar as jy nou in die Bybel is, dan is alles net so ver en vreemd. Die wêreld waarin jy instap in die storie van die Bybel is net so anders as die wêreld waarin ons elke dag leef. Voel asof daar hierdie onoorbrigbare kloof is tussen ons wêreld en die wêreld waarin die Bybel storie afspeel. Nou, hoe steek ons hierdie kloof oor? Wel, ons kan meer leer oor daai tydse kultuur, ons kan meer leer oor daai tydse taal, Grieks, Hebreëus, Aramees waarin die Bybel geskryf is. Ons kan meer leer oor gebruike van daardie tyd. En dis alles baie handige goed en ons moet dit ook doen. Maar dit is nie die eintlike antwoord nie. Die antwoord begin by God. God wat onveranderlik is. Die ewige God wat in die wêreld van toe en in die wêreld van nou onveranderlik dieselfde is. Sonder 'n ware verhouding met hierdie God en 'n kennis van hierdie God en sy absolute onveranderlikheid, steek ons nooit die kloof oor nie, verstaan ons nooit die woord reg nie. Die wêreld van die Bybel is nie so ver as wat dit vir ons lyk nie. Die brug lê in die kennis van God, die een God met wie hulle en ons te doen het, en hy is onveranderlik. Nou, dit is waaroor ons meer wil leer in hierdie studie binne ons Nederlandse geloofsbelijdenis. God is onveranderlik en ons wil hierop dieper ingaan. Nou, op die oomblik is ons in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, en wat sê artikel 1? Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy's ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, onmagtig, volkome wys, regverdig, goed. En die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Nou, hierdie artikel bely ons omdat die woord God so aan ons openbaar. Ons sien hierdie deugde en eienskappe van God in die woord. God openbaar hom as die enige, enkelvoudige, geestelike wese wat ons God noem. God openbaar hom as ewig en onbegryplik en onsienlik en so aan. Nou, ons kon tot dusver stilstaan by die enigheid van God. Die enigheid van God sê hy is die enigste God. Oral en op elke lewensterrein waar ek en jy leef, is daar maar net een God, en dis ons God. Hy is ook enkelvoudig, nie saamgestel nie. God is nie die somtotaal van liefde en geregtigheid en heiligheid en genade en nee. God is altyd wie hy is in sy volheid. Hy is altyd liefde, altyd heilig, altyd genade en watter deug daar ook al van hom mag wees. Hy is geestelik, dit sê vir ons, hy is net so gans anders as die skepping waarvan ons deel is. God is gees, ons is vlees. En ons noem hom God. En dit sê vir ons dat God hierdie geestelike, enkelvoudige, enige God regtig persoonlik is. Jy kan hom ken, hy het 'n naam, jy kan met hom praat, jy kan met hom in 'n verhouding wees. Nou hierdie God is ewig, dit is bo tyd, voor tyd, maar ook in tyd, die bepaler van tyd. Hy is onbegryplik. Dink net 'n bietjie aan sy ewigheid, dan kom 'n mens daarby uit om te verstaan dat hy onbegryplik is, nie? Die feit dat God bo en voor tyd is en tegelykertyd ook in tyd is, gaan net ons verstande te bowe. Ons kan hierdie God van ons nie omgryp met ons verstande nie. Hy's nie 'n wiskundesom wat ons kan klein kry nie. Nee, ons God is onbegryplik. En tog kan hom ken in 'n verhouding omdat hy hom aan ons openbaar. Maar die volgende deug waarby ons wil stilstaan, die volgende eienskap van God waaroor ons meer wil leer en waaroor ons vanuit die woord bely, is die deug of die eienskap dat God
onveranderlik is. God is onveranderlik en dis waarby ons nou verder op wil ingaan. Nou, die waarheid van God se onveranderlikheid sien ons in Exodus 3 vers 14. Sien dit in Exodus 3 vers 14. Nou, in Exodus 3 ontmoet ons vir Moses, dalk het Moses so iets gelyk ek, en hy is by die berg Horeb, en hy is 80 jaar oud, en hy pas sy skoonpa se skape op. Hy het 40 jaar tevore gevlug uit Egipte, vreeslike tragiese geskiedenis eintlik. Op die oomblik is Israel in skrikwekkende slawerny binne in Egipte. Moses het gevlug. En nou is hy al vir 40 jaar, kan ons maar sê, in 'n soort selfopgelegde ballingskap. Tussentyd het hy getrou en hy werk vir sy skoonpa, pas skape op. En hy is met die skape by die berg Horeb, die berg Sinai. En dan verskyn God aan hom in 'n vuurvlam, in 'n doringbos. Maar die doringbos brand nie uit nie en Moses wil na hierdie verskynsel gaan kyk en dan praat God met hom. En in daardie openbaring van God wat verskyn in hierdie vuurvlam, lê natuurlik 'n geweldige klomp Godsopenbaring opgesluit waarop ons nie nou gaan ingaan nie, maar die Here praat dan met Moses en hy sê vir Moses, luister Moses, die tyd het aangebreek dat ek my beloftes wat ek gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob, naamlik dat ek die land Kanaan vir my volk Israel wil gee, in vervulling gaan laat gaan en daarom gaan ek hulle verlos uit die slawerny van Egipte en Moses, ek gaan jou gebruik. Nou Moses wil eers nie. Hy wil eers nie en hy is baie teestrillerig en hy het allerlei vrae wat hy vir die Here vra waarmee hy eintlik uit hierdie opdrag wil uit loskom. En een van die vrae wat hy dan vir die Here vra is: Here, as ek daar by die Israeliete in Egipte aankom, wie moet ek sê het my gestuur? Hoe is u naam? En dan praat die Here met Moses in Exodus 3 vers 14 daaroor. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy, Moses, die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Nou, in hierdie naam van die Here, ek is, lê opgesluit sy onveranderlikheid. Wat sê die Here hiermee? Hy sê, ek het nie 'n begin nie. Ek is. Ek is altyd. Ek is ewig. Ek het ook nie geword nie. Nee, ek is. Ek verander nie. Nee, ek is. Ek is absolute onveranderlike God. Daarom getrou en betroubaar. Dis wat hy vir Moses sê. So in daardie naam ek is, sien ons God se onveranderlikheid raak. Hy verander nie, hy is. Hy word nie, hy is. Hy is die onveranderlike een. Nou is die vraag, hoe raak hierdie openbaring van God se onveranderlikheid jou lewe elke dag? Hoe raak dit jou prakties? Ek dink daar's 4 goeters, ek dink dalk meer, maar kom ons staan by 4 praktiese toepassings stil. Heel eerste een is, God is onveranderlik. En as God onveranderlik is, dan sê dit vir ons weer eens, soos wat ons al met ander eienskappe van God gesien het, dat hy net radikaal anders is as sy skepping. Die skepping word. As God die skepping in sy 6-dag skepping daar in Genesis 1 skep, dan sien ons daar is wording. Die skepping is veranderlik. Na die sondeval gaan die skepping agteruit. Dit verander. Daar kom dood. Die Here is anders. Die Here is die ek is. Onveranderlik. Ons sien dit mooi in Psalm 102 vers 27 en 28. Hulle sal vergaan. Nou daai hulle waarvan Psalm 102 vers 27 praat is die hemel en die aarde van vers 26. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Jy sien, God is heeltemal anders as sy skepping. Die skepping verander, vergaan, gaan agteruit, maar die Here bly. Hy is onveranderlik. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed versluit, maar u bly dieselfde. En u jare het geen einde nie. God is onveranderlik. Nou hierin lê geweldige troos. Nee, ons leef in 'n veranderende wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat versluit, agteruit gaan.
Maar wanneer die Here Jahwe jou God is, dan is die onveranderlike God jou God. En dit gee vir jou vastigheid in 'n wêreld vol verandering, vol chaos, vol onsekerheid. Het ons vaste sekerheid by 'n onveranderlike God. Dis 'n tweede toepassing. Deur die eeue, deur veranderinge heen, bly ons onveranderlike God se woord en sy beloftes onveranderlik, net soos hy. Sien dit in Psalm 19 vers 89. Vir ewig, o Here, staan u woord vas. Jesaja 40 vers 6 tot 8. Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand. Dit is 'n onveranderlike woord. Ook is dit so met sy beloftes. Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? En God se beloftes staan vas en is onveranderlik soos God self. En weer eens, gee dit wonderlik troos en rigting. Ons leef in 'n wêreld vol onsekerheid, ons leef in 'n wêreld vol leuns, ons leef in 'n wêreld waar dinge verander. God se woord en sy beloftes is vas. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe mag hê. Dis 'n belofte wat vas staan. Dit was 6000 jaar terug waar, dis vandag die waarheid. Die Here sê, dit is sonde om gay te wees. Dit is waar. 6000 jaar terug, dit is vandag steeds waar. Dis sy onveranderlike woord, sy onveranderlike beloftes. Dis 'n derde toepassing. Die manier waarop God met die mens werk, is onveranderlik. En ons sien hierdie manier waarop God met die mens werk, nogals in Jeremia 18 vers 7 tot 8. Die Here sê daar, in een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om te doen. Nou as mens hierdie lees, dan lyk dit asof God verander. God verander nadat die mens tot bekering kom. Eers het hy oordeel beloof. Sê daar kom oordeel. Dan kom die mens tot bekering, dan sê die Here, nou het ek berou oor die oordeel. Ek verander, ek gaan die oordeel nie meer laat kom nie. Beteken dit dat God eintlik nou veranderlik is? Nee. Ons het hier te doen met die onveranderlike manier waarop ons onveranderlike God altyd met die mens werk. Wanneer God ons dreig met sy oordeele, wat ons verseker verdien en dit tref ons diep in die hart en daar kom berou by ons en ware bekering, dan sal dit so wees dat die Here sy oordeel verander in genade. Ons kan doodseker daarvan wees, dis ons onveranderlike God se onveranderlike manier hoe hy met ons werk. Die storie van Jona is 'n mooi voorbeeld hiervan. Jona kondig die oordeel oor Ninive aan. Die Here stuur hom om vir Ninive te gaan verkondig dat nog 40 dae en die oordeel van die Here tref die stad Ninive, en dan kom die Ninivite radikaal tot bekering. Daar is by hulle in sak en as kom hulle tot bekering, die hele Ninive, en dan sê die Here dat hy berou het oor die onheil wat hy oor Ninive sou laat kom het, en dan spaar die Here die stad Ninive. En so werk die Here altyd. Hy is 'n onveranderlike God wat altyd sy oordeel in genade verander wanneer daar by jou bekering is. Nog 'n manier waarop God met die mens werk, sien ons as ons in Exodus 32 lees.
En dit gebeur net nadat, Eksodus 32 vers 19, net nadat die Israeliete in liefdeloosheid hulle rug op die Here gedraai het en 'n goue kalf aanbid het in plaas van die Here. Die Here verlos hulle uit Egipte land, die Here gee vir hulle sy wet by Sinai, en hy sê vir hulle, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, en net skaars 40 dae nadat die Here daardie wet gee, bou die Israeliete hierdie goue kalf en hulle aanbid die goue kalf. En dan sê die Here, laat my dan nou begaan, sê hy vir Moses, laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Die oordeel van die Here kom oor Israel, verseker, sê die Here. Maar dan in vers 12 tot 13 tree Moses, in vers 11 tot 13, tree Moses van Israel in. En hy smeek die Here dat die oordeel nie oor Israel moet kom nie. En dan sê vers 14, toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Weereens, die Here verander. Wat sien ons hier? Wanneer Moses as middelaar intree, verander die Here oordeel na genade toe. Nou hierin is Moses 'n tipe van Christus. Christus is die middelaar. Psalm 110 sê, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Hy sal nooit hierdie verander nie, sê hy oor Christus. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En wat doen Christus as die priester volgens die orde van Melchisedek wel? Hy offer sy lewe vir elkeen wat na hom toe bekeer. Hy tree in vir elkeen wat na hom toe bekeer. En deur hierdie middelaarswerk van Christus verander die Here oordeel na genade toe. Dit is ons onveranderlike God, sy onveranderlike manier. Hy gee Jesus as priester. Hy sweer, hy sal die priester wees, en hy sal nooit hieroor verander. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik om te dink daaraan, dat Jesus die een is wat vir ons as hoëpriester homself geoffer het. Die Here aanvaar daardie offer, hy aanvaar Jesus wat vir ons intree, en nooit verander hy hieroor nie. Dis net wonderlik, en as gevolg van daai werk van Jesus, kan ons in genade aangeneem word. Verander die Here sy oordeel oor ons na genade toe. Wonderlik, God se onveranderlike manier, waarop hy met ons werk. Kom ons sluit af met 'n vierde toepassing. Het gaan oor God se raadsplan wat onveranderlik is. Nou, waaroor gaan die raadsplan? Ons kan amper sê God het 'n raadsplan storie. Hy werk hierdie storie uit voor die grondlegging van die wêreld. In ewigheid het hy 'n raadsplan. In hierdie raadsplan ingesluit is sy skepping in die begin. Die sondeval pas in sy raadsplan storie. Die belofte van 'n verlosser in Genesis 3 vers 15 is deel van sy raadsplan storie. Die hele verloop van die Ou Testament geskiedenis is deel van sy raadsplan storie. Die volheid van die tyd met die menswording van die Seun van God, die geboorte van Christus, is deel van sy raadsplan storie. Die Nuwe Testament geskiedenis waar ons nou in is met alles wat gebeur, is deel van God se raadsplan storie. Die wederkoms van Christus is deel van sy raadsplan storie. Die nuwe hemel en nuwe aarde, deel van sy raadsplan storie. Nou belangrik, God het hierdie raadsplan voor die grondlegging van die wêreld, en dan implementeer hy sy raadsplan, en daarom is daar 'n skepping. Daarom is daar die verloop van die geskiedenis deur die wêreld, want dit is God se raadsplan wat besig is om te gebeur. En nou sê Psalm 33 vers 11, die raad van die Here bestaan vir ewig. Dit is onveranderlik. Jesaja 46 vers 10, ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. God se raadsplan is onveranderlik. Hy is 'n belangrike toepassing. Weet jy, wanneer ons kies om in bekering na Jesus te gaan, en in hom te glo, dan het God daardie keuse van ons, van voor die grondlegging van die wêreld af, deel gemaak van sy onveranderlike raadsplan. Ja, jy het gekies, omdat dit deel is van God se raadsplan storie. En in jou lewe gaan daardie raadsplan storie van God in vervulling, en daarom kies jy
omdat God dit so vooraf bepaal het in sy onveranderlike raadsplan. Handelinge 13 vers 48 sê dit, en daar het gelowig geword, almal wat verordineer was, of gepredestineer was, vooraf bestem was, tot die ewige lewe. Jy sien, God het hierdie wonderlike raadsplan storie, en deel daarvan is dat hy mense uit die wêreld versamel op sy smaalweg en hulle uiteindelik neem in die ewige lewe in. Dis wonderlik en dis 'n onveranderlike raadsplan. Dis wie ons God is. Ons God is onveranderlik. Sy woord is onveranderlik. Sy beloftes is onveranderlik. Die manier waarop hy ons met ons werk is onveranderlik. Sy hoëpriester wat hy vir ons ingee, is 'n onveranderlike hoëpriester, dit gaan nooit verander nie. Sy offer is 'n onveranderlike, geldende offer. Sy intrede is vir ons onveranderlik, dit word altyd verhoor. Wanneer jy kies vir Jesus, dan was dit ook deel van God se onveranderlike raadsplan. Hierdie onveranderlike God moet in ons verwondering wek. Dit moet in ons ontzag wek. Dit moet in ons bring vrees vir hierdie Here. Dit moet in ons bring begeerte na hom en liefde vir hom. Nou ja, julle moet 'n goeie res van die week hê. Goed gaan.